Vanaand, president Cyril Ramaphosa word voor die nasionale vergadering met vrae gepeper. Transnet gaan die Carlton sentrum en ander eiendomme verkoop. En die Springbok afrigter Rassie Erasmus trek laer om sy spelers. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. President Cyril Ramaphosa sê diegene wat betrokke was by aanvalle op buitelanders gaan vervolg word. Die president wou hom egter nie uitlaat oor hoe vinnig die proses gaan plaasvind nie. Ramaphosa het LP se vrae beantwoord tydens 'n virtuele sitting van die nasionale vergadering. Die president van die EFF, Julius Malema, wou by Ramaphosa weet of 'n gebrek aan optrede teen diegene wat buitelanders aangeval het tydens protesoptrede die afgelope maande neerkom op stille toestemming van die regering. In certain instances, we have seen perpetrators unleashing their violence against African immigrants in the presence of the police, and yet no one of these perpetrators and instigators is arrested. This gives an impression that this violence is in fact a state-sanctioned violence. Ramaphosa hou voet by stuk dat daar opgetree word teen skuldiges. The police have informed us and all security apparatus have informed us that they are following all that up. They are getting all the reports and evidence. A number of other people have been arrested, and of course those others who were seen to be leading these processes are also people who are of interest. Die president wou hom egter nie uitlaat oor die verwagte duurte van die vervolgingsproses nie. Timeline I would ordinarily like to give, but it really depends on the speed and the determination with which they shall work that will determine precisely the timeline. Ramaphosa het kommer uitgespreek oor die moontlike betrokkenheid van eksterne partye in die geweld. As we have also found that there have been activities that we have observed by a number of forces outside our country that have been bringing to bear their influence in this whole process. Malema het Ramaphosa gevra oor die gevolg van die geweld en massa-repatriasie op Suid-Afrika se verhouding met ander lande op die vasteland. Ramaphosa ontken dat die regering Suid-Afrika as geïsoleer van Afrika beskou. Van die bewyse wat vandag voor die Madlanga-kommissie gedien het, was 'n R3 miljoen bewys van betaling, wat glo gemaak is deur die beweerde tenderpreneur Hangwani Morgan Maumela aan Agrippa Khoza. Die betalingsbewys is glo deur die vermeende misdaadkartellid Vusimusi Kat Matlala aan die ontslape sakeman en taksibaas Jathan Mswazi Msibi gestuur. Matlala het aan die kommissie gesê hy kan nie onthou hoekom hy die bewys van betaling aan Msibi gestuur het nie. Die kommissie het sy getuienis in twyfel getrek. Matlala moes sy greep op sy reg tot selfinkriminasie effens verslap. Hy moes toegee dat van die aspekte waaroor getuienisleiers hom uitgevra het, nie daardie voorreg sou insluit nie. Dit sluit gesprekke in wat hy met Msibi gehad het oor die bewys van betaling wat Matlala aan hom gestuur het. The only question I asked you and what you and I are debating is why you sent these particular documents to Mr. Msibi. I never asked you what the money was for. But you said I'm hiding something. I said you are hiding behind your lack of recollection. Yes. Matlala se sogenaamde gebrek om 'n betaling van die omvang te onthou is onder die vergrootglas geplaas. It's a lot of money that you have forwarded. Mr. Maumela is your contact. Mr. Msibi is your contact. You have dealings with both of them, Mr. Msibi and Mr. Maumela. You had and you have
dealings with them, there is no scenario, plausible scenario, where you have absolutely no recollection of how a total of nearly 3 million rand, you have absolutely no recollection of how it came about that you are sharing. You're the one that's forwarding payment notifications to Mr. Msibi. Die kommissie het ook die soeklig geplaas op bewyse dat die sakeman Steve Motsumi 5 miljoen rand aan Matlala se Medicare 24 entiteit oorbetaal het. Matlala het hom egter weer op sy reg teen selfkriminasie beroep, toe hy uitgevra is oor 'n brief wat deur Medicare 24 se bestuurshoof Mike van Wyk geskryf is. Van Wyk het die brief gerig aan die polisie se geskorste afdelingskommissaris vir voorsieningskettingsbestuur, luitenant-generaal Molefe Isaac Fani, oor die beëindiging van die Medicare 24 kontrak weens wanprestasie. Matlala het die brief glo op 21 Februarie 2025 met Motsumi gedeel. Die kommissie se werk duur voort. Die staat het in sy teenkanting teen Brown Mogotsi se 4de borgtog aansoek beweer dat die selfverklaarde politieke bemiddelaar beplan het om tydens sy vorige hofverskyning uit die Johannesburgse Landdroshof te ontsnap. Mogotsi se regspan het 'n nuwe borgtog aansoek ingedien en aangevoer dat dit op nuwe feite gegrond is, insluitend 2 nuwe adresse. Hy staan onder meer tereg op aanklagte van regsverydeling en myneed wat verband hou met 'n beweerde sluipmoordpoging op hom in November verlede jaar in Vosloorus. In 'n onverwagse onthulling het die staat beweer dat Brown Mogotsi beplan het om uit die hofsale te ontsnap tydens sy borgtog aansoek op 20 Augustus. Volgens 'n beëdigde verklaring van die ondersoekbeampte het Mogotsi beplan om 'n uniform van korrektiewe dienste as vermomming te gebruik en dan op die vlug te slaan. Die verdediging was sigbaar ontkant betrap deur die nuus. Die saak is uitgestel tot 1 September vir 'n verslag van korrektiewe dienste oor die beweerde ontsnappingspoging. Die edelsteen diefstalsaak teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi en 3 ander is tot 18 September in die Landdroshof in Johannesburg uitgestel. Hulle staan tereg op aanklagte van diefstal van byna 15 miljoen rand se edelstene in 2023 by 'n eiendom in Kilani in Johannesburg. Die 4 beskuldigdes sluit in Mkhwanazi, getuie K, wat vroeër voor die Madlanga kommissie getuig het, en 'n voormalige en huidige Ekurhuleni polisiebeampte, onderskeidelik Kershali Stolz en Adrian McKenzie. Getuie K het voor die Madlanga kommissie getuig dat Mkhwanazi die diefstal beplan het en dat hulle elkeen 110 000 rand van die opbrengs ontvang het. Mkhwanazi ontken die bewering. Die beskuldigdes is op borgtog. That's the data range, eh? Yes. Okay. You confirm? Die Mdantsane Landdroshof in die Oos-Kaap het 'n aansoek van die beweerde baasbrein van die moord op die bokser Zolani Tete van die hand gewys. Die man wou na 'n openbare mediese fasiliteit oorgeplaas word. Sy regsverteenwoordiger voer aan dat sy mediese toestand dringende aandag vereis wat nie by die gesondheidsgerief in die tronk beskikbaar is nie. Die 22-jarige man wat 'n rolstoel gebruik, staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord in verband met die saak. Hy is besig met die proses om aansoek om borgtog te doen. Sy saak sal op 1 September aangehoor word, tesame met beskuldigde nommer 4. Die 2 ander beskuldigdes het intussen hulle borgtog aansoeke laat vaar. Hulle saak is tot 13 Oktober uitgestel vir verdere ondersoek. Tete is Vrydag buite sy huis in Mdantsane doodgeskiet. Sy vriendin, wat saam met hom in die motor was, is in die skietery gewond. Net hierna, Transnet gaan die ikoniese Carlton sentrum in die Johannesburgse middestad verkoop, as ook 14 ander kommersiële eiendomme. Bly ingeskakel.
Transnet gaan 15 van sy kommersiële eiendomme verkoop wat nie deel uitmaak van sy kernbedrywighede nie. Dit sluit die ikoniese Carlton sentrum in die Johannesburgse middestad in. Die staatsmaatskappy het in 'n kennisgewing in die Staatskoerant sy voorneme uitgestippel om onroerende bates van die hand te sit wat nie meer deel is van sy kernbedrywighede nie. Ander hoë profiele eiendomme wat op die mark geplaas gaan word, sluit in die Mount Freer winkelsentrum in die Oos-Kaap, die Bloemfonteinse golfklub en die Durban stasiegebied. Verskeie van hierdie terreine, insluitend die Carlton sentrum se kantoortoring en hotel, is al jare lank gesluit en nie operasioneel nie. Voordat die bod vir die algemene publiek oopmaak, sal regeringsdepartemente, munisipaliteite en ander staatsbeheerde entiteite die eerste reg hê om die eiendomme te huur of te koop. Belangstellings het 30 dae om hulle skriftelike verklaringe van belangstelling in te dien. President Cyril Ramaphosa sê die land se infrastruktuurbesteding is heeltemal te laag. Hy het op die 3de en laaste dag van die volhoubare infrastruktuurontwikkelingssimposium in Kaapstad gesê, Suid-Afrika het in 2025 minder as die helfte van die geld bestee wat deur die nasionale ontwikkelingsplan van 2030 vereis word. Ramaphosa het die sogenaamde 2026-27 konstruksieboek bekendgestel vir voornemende beleggers wat beplande infrastruktuurontwikkeling wil dophou. Today we are releasing the 3rd edition of the construction book. This showcases projects worth more than 350 billion rand, spanning sectors such as water and sanitation, transport and logistics, energy and electricity, and municipal infrastructure. Now, the construction book provides the market with a very clear view of funded and investment-ready infrastructure projects that are expected to enter procurement over the next 12 to 18 months. Soos wat die aanvraag na kritieke minerale toeneem weens die wêreldwye oorgang na skoon energie, kan Afrika 'n sleutelrol speel as 'n verskaffer van grondstowwe soos onder meer lithium en kobalt. Afrika benodig egter 'n geskoolde arbeidsmag om die grondstowwe te ontgin, sodat dit tot die vastelandse ekonomiese groei kan bydra. Dit is van die prioriteite wat deur leiers en beleggers by die 4de Afrika Kritieke Minerale Beraad in Johannesburg bespreek is. Kritieke minerale word as die ruggraat van moderne tegnologie beskryf. Dit word gebruik in talle produkte, van batterye tot kunsmatige intelligensiestelsels en is van strategiese belang vir energieoordrag, digitale innovasie en volhoubare ontwikkeling. The world cannot do without us. Why do we give them raw material? We must get the money coming into this continent, the money being invested in our refineries, so we don't stand at the mining pit and away from the refineries. We don't stand away from the transportation of the goods outside the country. We must be there, and we must be the one who sell the goods, not away from where the goods are sold. We cannot be estranged from our own minerals. Suid-Afrika se kritieke minerale en metale strategie is verlede jaar van stapel gestuur. Dit vervat 'n raamwerk om die land se posisie van 'n grondstofuitvoerder na 'n mededinger in skoon energie en gevorderde vervaardiging te versnel. In the South African context, yes, we've been experiencing some of the challenges in terms of licensing. The government has moved to this new cadastral system. It's been taking a little bit slow, but we've seen some signs of seriousness and some signs of urgency. Because as you know, I mean, you can unlock the capital, you can unlock the minerals, but you have to go through a licensing process. Die beraad loop môre ten einde. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het.
Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, sê die party sal nie toelaat dat nuwe kandidaate sonder matriek as raadslede verkiesbaar is nie. Mbalula sê die party se riglyne bepaal dat slegs dienende raadslede sonder matriek by die verkiesingskomitee om vrystelling kan aansoek doen. Die party hou 'n spesiale uitgebreide vergadering van die nasionale uitvoerende komitee om sy kandidaate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te finaliseer. You've got ward candidates who have been selected, who are loved by communities, and therefore people believe in them, but they don't have matric. He's a ward level councillor. Kuceba, Kim councillor, and then he doesn't have matric. Our guidelines are very clear. That person with experience, you ask for a waiver to the Electoral Commission, not to the SG. And the Electoral Commission will process that. But if you are a new entrant, priority will be given to the one with grade 12 to occupy that particular position. Sportfasiliteite in die Khai Garib plaaslike munisipaliteit in die Noord-Kaap is vervalle na jare se vandalisme en verwaarlosing. Toerusting is gestroop terwyl die munisipaliteit sukkel om basiese dienste te lewer. Die munisipaliteit se billike aandeeltoelaag is vroeër deur die nasionale tesourie teruggehou weens kommer oor finansiële wanbestuur. Die Khai Garib plaaslike munisipaliteit sê basiese dienslewering kry voorkeur en dat die instandhouding van sportfasiliteite laag op die prioriteitlys is. Dit hang mos nou af van hoeveel geld is daar beskikbaar vir. Maar ja, ek sal vir die leiers wat kom of wat die inkomende leiers sal sê, hou voort op wat daar is want ons jeug is baie belangrik. Die gevolge van wanbalans in die prioriteite is duidelik sigbaar reg oor die munisipale gebied. Beskadigde infrastruktuur, eiendom en verwaarloosde sportvelde is oral sigbaar. Die plaaslike sokkervereniging sê die gebrekkige fasiliteite belemmer die ontwikkeling van spelers en onneem hul van geleenthede. In ons area, ons sportgeriewe is die swakheid daarvan veroorsaak dat daar beperk sokkerontwikkeling en verminder ook wedstrijdgeleenthede en verminder ook jong mense se deelname in sport. Intussen het die jong mense wat daagliks die sportfasiliteite gebruik, besluit om self die bil by die horings te pak en van die fasiliteite te begin herstel. Ons wil dit herstel deur 'n plek waar ons kinders kan speel, waar gesinne kan saamkom, waar talent kan ontwikkel word. Terwyl die Khai Garib munisipaliteit steeds met diensleweringsuitdagings worstel, daag kinders steeds op. 'n Bewys dat verwaarlosing dalk die gras onder hul voete weggeneem het, maar nie die liefde vir die spel uit hulle harte nie. Warren Engelbreg, SAK nuus, Kemus in die Noord-Kaap. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus gee toe dat die afrigtingskorps 'n aandeel het in die Bokke se nederlaag die naweek teen die All Blacks. Bly by ons. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus trek laer om sy spelers en hulpafrigters in die aanloop tot Saterdag se maak-of-breek tweede toets teen die All Blacks in Kaapstad. Erasmus het erken dat die afrigterskorps verantwoordelikheid moet aanvaar vir die nederlaag teen Nieu-Seeland die afgelope naweek in Johannesburg. Die vel kritiek op die Bokke se vertoning op Ellis Park beteken die spelers en hulpafrigters moet harder werk om die bordjies te verhang. Erasmus gaan hulle die tyd om dit te doen en het in 'n ongewone stap die media vir die tweede agtereenvolgende dag toegespreek. Die rede hoekom ek heeltyd hier so sit is omdat ander coache, obviously ons is 'n bietjie reg teen die muur en ons is besig om verskillende afdelings van die game uit te sort waar ons dink ons was regtig swak en dit wat ons goed doen was beter te raak. So jy wil nie nou Stoney vandag attack doen en die onder besig met die lyn staan. Jy wil nie daai ouens se aandag nou afvat nie want 'n hoofcoach kyk maar meer na die groter prentjie en
kyk dat die dinge bymekaar kom. Erasmus sê verder die spelers moet nie geros kan word nie en dat hy self 'n groot aandeel het in die afgelope Saterdag se vertoning. Ek sit hier so om die coaches meer kans te gee om te konsentreer wat hulle doen en om seker te maak dat hierdie ouens nie gegrill word nie, want ek dink wat ons van hulle gevra het in sekere afdelings van die game het hulle 100% gedoen. En party van die goed het hulle gedoen maar en het nie gewerk nie, maar dis nie oor hulle dit reg gedoen het, dis oor 'n swak plan was. Erasmus het bevestig dat Siya Kolisi wedstryd fiks is vir die toets in Kaapstad en die kapteinskap by Pieter Steff se toe hy sal oorneem. Harry Olivier, SAK nuus, Johannesburg. Steeds by rugby en die kragmeting tussen die Lions en All Blacks skop binne enkele minute in Johannesburg af. Dis die Nieu-Seelander se laaste wedstryd teen 'n Suid-Afrikaanse franchise voor sy oorblywende 3 toetse teen die Springbokke. Die hoofafrigter, Ivan van Rooyen, sê die kragmeting is ikonies vir hom en sy spelers. Ondanks die Kiwis se vertoning die afgelope naweek teen die Bokke, het hy nie veel aan sy span se voorbereiding getorring nie. Nee, ek dink ek kon gesien het dat die prentjies wat hulle teen die ander 3 Yorkshire franchises gewys het, was anders as wat hulle die naweek teen die Bokke gedoen het. So ek dink dit's goeie coaching van hulle kant af van ons wys een ding en wanneer dit by toets kom wys ons iets anders. Vir ons is dit weer eens wat kan ons sien? Hoe vinnig kan ons die prentjies sien en hoe vinnig kan ons besluit en iemand aanpas? Ons gut sê dat hulle 'n bietjie meer gaan speel soos wat hulle teen die Bulle en die Sharks en die Stormers gespeel het, maar wat ook al hulle gooi, gaan ons moet handle. Hulle is 'n toetsspan met klomp ervaring. So 'n goeie geleentheid vir ons om dit te sien en ons te toets teen van die bestes. En daarmee roep ons halt, sterkte vir die res van die werksweek. Tot môre aand, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref mooi weer kom voor in die grootste dele van die land met bewolkte toestande wat voorkom in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap asook dele van die Wes-Kaap. Daar kom ook lig tot matige wind voor in die binneland. As ons kyk na môre, enkele buie kom voor in Mpumalanga, KwaZulu-Natal asook in dele van die Oos-Kaap. Oggendmiskolle kan ook verwag word langs die Weskus. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Afrikaanse Weerdiens vir winderige toestande en dit kom grootliks voor langs die suidwestelike kus. Kom ons kyk nou as minimum en maksimum temperature in Gauteng. 'n Warme dag kan verwag word. Johannesburg en Pretoria se maksimum 27 grade. Vereniging het 'n maksimum van 26. In Mpumalanga 'n warme dag kan verwag word. Messina se maksimum is 28 met 'n minimum van 12. Tabazimbi het ook 'n maksimum van 28. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word. Ander koel tot warm. Standaard se maksimum is 26 met 'n minimum van 1. In KwaZulu-Natal enkele buie kan ook verwag word. Ander koel. Kokstad het 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 8. Richards Bay se maksimum is 22 asook Durban. In die Oos-Kaap 'n koel dag kom voor, dit is ook bewolk in die binneland. Willowmore het 'n maksimum van 19 grade en 'n minimum van 7. Kapega se maksimum is 20 grade. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap. Onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is vir winderige toestande en dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Dit is ook koel tot warm in hierdie provinsie. In die Noord-Kaap 'n koel tot warme dag kom voor. Die kook styg tot 28 grade in Kuruman. 'n Warme dag kan ook verwag word in Appington met 'n maksimum van 32. Springbok se maksimum is 31. In die Vrystaat dit is koel tot warm. Welkom se maksimum is 27. Bloemfontein het 'n maksimum van 26 grade en minimum van 5. Dan laastens Noordwes, dit is ook warm in hierdie provinsie. Rustenburg se maksimum is 27 grade. Mahikeng en Tosca het 'n maksimum van 29. Vryburg se maksimum is 30. Dit is in al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.